Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is Koffie vir Twee. Hallo julle, welkom by Koffie vir Twee. Hierdie is episode 7. En 'n baie spesiale episode, want ek en jy is hierso, so gaan die beste episode nog wees. Jy sit in die bar baie hoog hierso. Hulle besef is ons podcast, nê. Welkom by Koffie vir Twee. Hoeveel soos Blokkies. blokkies toiletpapier gebruik jy? Dis te persoonlik. Ja, jy moet sê. Min of meer as jy nou moet nommer 2, hoeveel blokkies toiletpapier gebruik jy? Wat baie. Ek weet nie. Maar ek hou aan vee tot daar niks meer is nie. Yes. It's another frictionless wipe. Okay, so Wow. I'm gonna be here all night. Ek Bernard, so hoeveel blokkies sal jy sê? Yes, ek weet nie of ek gemaklik is om my badkamer gewoontes te deel op kamera nie. Kom sê maar net ek tot dit skoon is. Dis Ja, maar Nee, jy moet nou sê hoeveel blokkies. is dit nou show. Jy gaan moet antwoord vir Okay, die kom ek sê. Kom Ja, ek ja. sê. My Ek gosh. 6. Ek gebruik 6. Jy jok. 6 per vee dalk. Kyk, kom sê maar 7 anders en hy sê 6. So nou moet jy vir die mense 7 goed van jouself vertel. Damn it. Dis is fun, interesting goed oor jouself. Ek het op Potch geswat. Ek het ekonomie en internasionale handel geswat. Tel dit as 2 goed, hè. Nee, hè? Ja. Ek bly in Canada. Ek het 'n hond met die naam Noodle. Ek love braai, soos julle weet. Ja. Maak nie saak hoe koud dit is nie. Koudste waarna ek gebraai het, let wel, dit was op 'n gasbraaier. So, sorry almal. Ja, sorry, dis Afrikaans. Sorry julle. Maar as dit koud is, wil jy vandag braai. Ja. So die koudste wat ek gebraai het, dink ek was minus 38. Crazy. Maar ek moet sê ek het toe 'n langbroek aangehad en 'n baadjie. Dan moet jy So, weer skryf want jy loop in minus, ek weet nie hoeveel grade met 'n kort my hemp. Ja, ek dink ek het geklimatiseer. Ek het bietjie met 'n skok ingekom in Canada. Maar anyway, hoeveel feite het ek nou gegee? Dit voel soos 20. Ek dink 5. O, Ag, jeez, okay, nog. Gebore in Johannesburg, daar vir die eerste 5 jaar van my lewe, so ek kan nie veel onthou nie. En toe Potch tot ek geïmmigreer het. Hoekom So. het julle van Johannesburg af Potch toe getrek? Ag, ons hele familie was daar, albei my oumas en so aan. Ja, dis nee, Potch was my soos my ma het almal op Potch groot geword en en met jou lag. my Right nou die dag, dit was so funny. Uit Michael van die mense wat nou luister. Vanuit die dogtertjie Nina het in haar karstoeltjie baie rustig gelê en Michael het so 'n ewe laggie vir haar gegee en toe trek haar lippie so eers maar toe begin sy huil. En toe van daar wil sy nie meer by hom sit nie. sy smaal daarom nou weer vir my, maar dis soos 2 weke later. Ja, dus het 'n rukkie gevat om van En daai- baie bribings. Ja. Baie cuddles en liefies en jy's so mooi, Ninsie. Ek het 'n story op my Instagram gesit van waar mense vir ons kon vra. Iemand wil weet soos raad wat ons kan gee vir mans en vrouens wat nie wil kinders hê nie. dink ons clarify net gou. Is die vraag soos hulle Hulle wil hoe nie moet kinders hê nie. wil hulle nie kinders hê nie of wil hulle partner nie kinders hê nie? Dis seker nou maar iemand wat se partner dalk nie wil kinders hê nie, maar daai persoon wil kinders hê. Sjoe. Dis 'n baie moeilike een. Ek dink mens moet hierdie gesprek hê voordat jy trou, verseker. Want dit het al baie huwelike geknak en ek het self persoonlik vriende wat deur dit was en dit raak lelik. So ek dink jy moet met die regte expectation ingaan en van vooraf sê, luister, ek soek soveel kinders of ek soek soveel kinders. Dis waar ek wil bly, dis hoe ek hulle wil grootmaak. Geloof ingesluit en goeders. Sien dit. Okay, kom, met papa soen. Nou koffie. Mwah! O, my koffie. Ek het nie eers my Oh, dat koffie. koffie uitgegooi. Hey, what a save. Ek dink dit hang maar af of hierdie nou gevra word vir iemand wat klaar getroud is of nog wil trou. Definitief voortrou is dit iets wat jy moet bespreek met jou man of vrou, want dit kan groot moeilikheid veroorsaak in 'n huwelik as hulle nie op dieselfde bladsytjie is nie. So ek dink is gaan sit net en wees eerlik. Sê luister, ek soek nie kinders nie of ek wil kinders hê. Vir my persoonlik, ek het nog altyd geweet ek wil kinders hê, maar ek het nie van kinders gehou nie.
soos dit klink baie erg, maar ek het nooit die need gehad om met ander mense se kinders te speel en te sê, kom speel, kom gaan doen iets. Dis nie ek nie. Maar toe ons eers kinders kry, dis soos van flip it, ek wil al my tyd saam met jou spandeer. So dis anders as dit jou eie kinders is. So as jy dink jy soek nie kinders nie gebaseer op jou interaksie met ander mense se kinders, it's not the same. Eerlikwaar die beste ding wat in my lewe gebeur het, saam met Shanae. So ek sal dit voorstel, maar as julle nie op dieselfde bladsy is nie, gesels met mekaar, wees oop en eerlik. Dit is 'n moeilike gesprek. Ek wou nie kinders gehad het nie, daai. Ek het nog altyd gesê soos toe ek klein was het ek gelike om met hulle te speel, maar ek wou nie kinders gehad het nie. En toe Malachi kom, toe het my mind shift het half, nie my mind shift nie, dit het gevoel, soos ek het net al daaroor gepraat van, dit het my 'n purpose gegee wat ek nie geweet het ek mis nie. Want voordat ek kinders gehad het, en is nou nie dat ek jou oortuig om kinders te kry nie, maar dit was heeltyd, daar was iets missing, soos, okay, ek het werk, okay, ek het geld, okay, ek het die cool apartment, ek het 'n cool kar, wat ook al, maar dit was nog steeds soos, okay, maar as dit lewe, soos, daar's niks wat dit soos, okay, alright, maar verstaan, soos, dit het gevoel soos, Maar ons sê dit is 'n lekker kar. so dit het gevoel ons het al hierdie gedagtes, maar is dit soos, is dit al wat lewe is, en toe die kinders kom, dis dit soos, okay, maar dit gee jou heeltemal 'n ander purpose, ja, dit half verryk jou lewe. Die wat vir my nogal uitgestaan het is, ewen toe Anke nog swanger was, was daar nog soos hierdie gedagtes van soos, ja, dalk het ons bietjie vroeg, dalk, soos dit was nooit gewees soos hoor jy, okay, hoe soek ek kinders of soek ek nie kinders nie. Ek het nog altyd geweet ek wil kinders hê, maar ewen toe Anke nou swanger was, was al hierdie ding van soos, ag jee, maar dalk moes ons eerder gewag het. Maar want dalk soos okay, ons moes gewag het want dalk hierdie eers gaan doen of dit eers gaan doen goed. Maar ek moet sê vandat Kyraatjie gebore is, het ek nog nie eendag daai gedagtes gehad nie. Ek wil niks sonder haar doen nie. Ek dink nie my lewe sonder, en dit is moeilik. Ewen gister het ek hoeveel keer goed al besef wat mense al vir my gesê het, en jy kan dink jy verstaan wat hulle sê as jy nie kinders het nie, maar jy verstaan nie. Jy hoor wat hulle sê, maar jy verstaan nie. Daar's ewen goed in die Bybel wat mens lees, wat ek al 30 keer oorgelees het, en nou as ek dit weer lees, dan is so, oh wow, dan is so heeltemal 'n ander siening oor die goed. Ek wil net hierdie by sê, hierdie vraag gaan afhang ook of dit 'n man of 'n vrou is. Vrouens, julle sal beter kan weet en praat uit 'n vrou se perspektief, want dis julle liggaam wat verander, dis julle hormone wat verander, dis jy. Maar as dit uit 'n plek van vrees uitkom vir die persoon, jy hoef nie selfgeboorte te gee nie. Jy kan 'n surrogaat maak kry, jy kan aanneem. Dink uit 'n man se perspektief, kry kinders. Dit gee vir jou soveel nuwe redes om te lewe. My raad, ek dink die ding wat eers by my opkom, want 'n groot rede ek dink in vandag se tyd hoekom mense nie wil kinders hê nie is oor finansies. En dis 'n raad wat ek aan iemand sal gee, soos veral aan jong mense, is moenie wag tot jy die finansies het voordat jy kinders kry nie. Maar dan gaan jy nooit kinders kry Ja, nie. jy gaan nooit ook voel jy gaan nooit op 'n punt in jou lewe kom waar jy ooit gaan voel jy het genoeg finansies nie. Soos hoe meer jou finansies raak, hoe meer raak jou uitgawes. Jy gaan net nooit voel. Jy gaan nooit op die punt kom waar jy kan voel, okay, ek kan 'n kind soos finansiëel heeltemal soos in ondersteun as dit sin maak. So ek sal net sê moenie wag vir die finansies. Soos ja, soos jy moet goed werk met jou finansies of jy moet al 'n stelsel hê vir finansies voor jy kinders kry, sal ek sê. Maar dit is waar jy regtig net die Here moet vertrou om te voorsien. Die raad wat ons het vir die mans of vrouens wat nie wil kinders hê nie. Dit is, ek gaan kyk O, hoe jy dit- nie wil kinders hê nie. As dit soos 'n legit rede is en goed, saam met die mense, saam wie, die persoon saam wie jy is, bespreek dit en hoor hulle hart ook. Hoekom hulle graag wil kinders hê, en dan moet julle dit maar saam uitwerk. En ek sal sê, gaan sit by die Here se voete. maak dit 'n gebedsaak. Maak dit 'n gebedsaak om either or, want maar die ding is as jy nou eintlik gaan kyk soos hoorie, maar wat is die Here se siening is oor die Ek wil nou net sê, fruitful and multiply. as jy by die Here se voete gaan staan en soos bid oor soos jy wil nie kinders hê nie, wat ook al, dan gaan hy jou hart so vinnig verander. Jy gaan kinders kry, want dit is wat in die Bybel staan. Dit sê kinders is 'n blessing, gaan hê kinders multiply, wat ook al. So ja, ek dink dit gaan meer oor net soos ek dink baie mense wil nie kinders kry nie oor finansies, oor hulle weet nie hoe hulle dit gaan doen nie, want hulle sien hulle self nie as 'n ma of 'n pa nie. En dan is dit ook van jy's bang vir die unknown
En ek dink ons baie mense wat wel kinders het, ja, dis challenging, maar hulle praat ander mense bang. Dis soos toe jy al daai stories gepost het op Instagram, dan message ek jou dan sê ek soos Anke moet nie eers luister wat hulle sê nie, want hulle praat jou bang. En in plaas daarvan om dan soos ewen vir 'n ma of selfs 'n pa, want ek dink is partykeer ook soos erg vir 'n pa, want soos ma's het kind of nog jy gaan deur die swangerskap, so jy het al klaar half 'n koneksie met die kind. Waar 'n pa is soos okay, jy kry eers 'n koneksie regtig met die kind, tensy jy nou soos bid daaroor, maar jy kry eintlik eers 'n koneksie wanneer die kind hier is. En ek dink dit is ook scary vir 'n pa. So ja, ek weet nie, soos bid net daaroor, want bid dat die Here jou sal lei in dit en dat soos gaan gesit dit net by sy voete neer, want ek kan jou beloof jy gaan eintlik kinders kry. Hy gaan nie begeerte in jou hart sit om te wil kinders hê. Ja, ek sal eintlik aansluit daarby Michaelson ook wat hy gesê het, soos van gaan praat daaroor en gaan kyk wat is jou redes hoekom jy nie wil kinders hê nie of hoekom jou man of vrou nie wil kinders hê nie. En dan een ding wat ook kan werk is om met mense te praat wat gelukkig is met kinders. Soos van hoorie, vra vir hulle, hoe het jy hierdie challenge benader? Want party mense dink okay, ja, jou hele lewe gaan verander, jy kan nie travel nie. Jy kan dit alles Kyk, doen met al wat eintlik regtig verander is jou beplanning. Jou beplanning word soveel beter in meeste gevalle, ek sê maar net so. Maar ek dink dit soos gaan bespreek die challenges, maar gaan praat met mense, gaan praat met verskillende mense. Soos voor Shanay voor sy geboorte gegee het met Malachi en met Nina het ons gaan praat met vriende van ons wat al geboorte gegee het. Okay, C-section geboorte of gewone geboorte, is dit positief, negatief ervaring van almal en toe het ons besluit van daar af. So moenie net een gesprek hê nie. Soos praat baie daaroor, gaan vind uit wat die rede is en kyk dan of jy van daar af kan gaan. En ek wil sê dis okay om nie kinders te wil hê nie. Ja, dis ook okay. Soos ons is so passief vir ons, so love dit om ouers te wees en is so seëning om ouers te kan wees. Maar as jy nie kinders wil hê nie, jy hoef nie altyd jou besluit vir almal te justify nie. As jy voel jy wil lewe hê saam met jou man of vrou sonder kinders, is dit okay. Ek dink net dis gaan baie makliker wees om terug te kan kyk en dan spyt te wees dat jy nie dit gehad het nie. So dis Ek dink wel is belangrik as jy nie wil kinders hê nie, dat jy dit vir jou partner moet soos baie duidelik maak. Ja, dis Want iets wat jy As hulle kinders wil hê en julle eindig op om te trou, soos wat Bernard vroeër gesê het, dit kan baie komplikasies veroorsaak. So ek dink soos as jy 120% oortuig is jy wil nie kinders kry nie, moet jy 'n partner kry wat ook nie wil kinders hê nie. Want nie net is dit half onregverdig teenoor die ander persoon wat jy trou nie, want hulle is dalk onder die indruk van jy wil kinders kry en 6 jaar in die verhouding is dit soos o nee, ek wil nie kinders hê nie en dan maak dit is 'n groot probleem. So ja, as jy regtig seker is jy wil nie kinders hê nie, kry iemand om soos jou partner om wat op dieselfde bladsy is wat ook nie wil kinders hê nie. En as jy wil kinders hê en jou partner en julle daar gepraat en jou partner wil nie kinders hê nie, dan beweeg aan. Want dit is regtig ek sal sê 'n blessing om kinders te hê en jy wil nie met iemand getroud wees wat regtig nie wil kinders hê nie en hulle ontneem daai van jou. We did the exact same thing, expecting our first. Any tips for first-time parents? Ek het okay, maar ek gaan eers iets negatief sê en dan iets positief. Hulle vra vir 'n tips vir first-time parents. Okay. Daai wat hulle sê slaap voor die baba kom, hulle kan dit nie opbottel nie. Dit help nie jy slaap 6 ure voor die tyd. En dan as die baba hier as jy nou iewes skielik kan jy in jou reserves gaan as jy sê nee, moenie eers luister vir daai raad nie. As jy vooraf jouself kan voorberei dat 'n baba nie soos die proses is nie swart en wit nie, dis grys. Daar gaan eendag gaan dit soos eendag gaan die baba presies doen wat die boek sê en dan die volgende dag is dit soos hulle doen presies die teenoorgestelde wat die boek sê. So ek dink as jy net vooraf kan soos sê just relax net. Die baba soos jy gaan na ruk. Ja, daai eerste 3 weke is rof, maar na daai 3 weke begin jy die baba se rotine uitvind. Jy begin agterkom okay, hulle like hulle spoeg te so of hulle wil 'n dummy hê. Hulle wil nie 'n dummy hê of wat ook al. So dan begin dit makliker raak, maar ek dink as jy vooraf net vir jouself kan sê soos dit is nie swart en wit nie. Daar is baie grey areas en hê grace met jouself. Ek dink ook soos as jy jou baba baie streng volgens reëls of soos kom ons sê nou maar
die boek wil traai groot maak, soos jy gaan jouself verskriklik erg uitstres. En ek dink ons het nou die aand 3 gesprek gehad, dis van soos as jy heeltyd jou baba gaan vergelyk met die milestones wat 'n ander kind soos besig is om te haal, dan gaan jy jouself uitstres. Anke, Maar dan daar gaan stel jy jy my heeltyd- tip. O, regtig? Ja, nee, kyk, so ek sal saamstem met Shanay, soos in jy kan 'n boekbaba hê, maar daar's 'n rede hoekom daar 50,000 boeke is vir kinders, want elke kind is verskillend. Soos jy kan net so ver volg. Maar as dit kom by jou kind vergelyk, moenie dit doen nie. Soos ons het kinders wat 'n maand uitmekaar uit was en ek het heeltyd vergelyk soos van hoorie maar hulle kind doen al dit en soos van okay, ons kind het vinniger begin kruip en loop, maar hulle kind het vinniger begin praat. Dan sê jy soos is daar iets fout met my kind? Soos dit is selfs kinders van dieselfde ouderdom ontwikkel anderste en so moenie jou kind vergelyk nie. Glad nie, nie eens met jou eie kinders nie. So as jy meer as een kind het, moenie hulle met mekaar vergelyk nie. Hulle ontwikkel anderste, hoe hulle breinvorm is anderste. So my tip met dit sal wees soos enjoy it net. Ja. Ek dink 'n tip en baie mense gaan nie saam met my stem nie, maar die beste ding wat ons kan doen is co-sleeping. Dit is vir my soos 'n droom en ek gee nie om wie wat sy nie. Dit het gemaak dat ek en sy soveel beter slaap. Ek het ook nou begin wat Ek slaap nie beter nie. Hy jok. I love it as Ek sy daar lag in om die middel. wakker te word en sy lê daar in die middel. Maar Soos die ek- ding is soos nou sy hier en ons het nie 'n groot bed nie. So dat ek soos hierdie stukkie bed om aan te slaap en ek kan nie net draai nie want dan is ek bang ek so skouer haar. My raad sal wees moenie net gaan klere koop en gaan doeke koop en goed soos dit nie, want dit is jy weet eintlik nie eers wat jy nodig het nie. Omdat babas, kinders het letterlik liefde, kos en slaap nodig. Dis omtrent dit. Hulle so het al 'n die- bietjie klere nodig. Ja, so kry so 'n paar goedjies wat jy ten minste iets het, maar wat ek bedoel is moenie nou gaan en sê nee, jy koop nou al vir volgende jaar se winterklere en goed Ja. soos dit nie, want jy weet nie hoe jou kind gaan groei nie en al daai goeders. Maar die ding is ook nou, moenie nou gaan doeke koop en gaan klere koop en gaan dinge nie. Kry soos 'n stash van soos kom ons sê 2 pakke doeke en so 'n paar onesies, maar die res van die geld sit jy in 'n rekening en jy spaar dit. En jy bou totdat die kind kom daai rekening op en dan wanneer die kind daar is en die kind het iets nodig, dan het jy nie daai stres van o, crap, ek moet nou gaan doeke koop of maar ek het nie geld of jy gaan nie gaan koop wat die kind nodig het, ewen medisyne. Ja, ek stem saam met daai want soos nou by hierdie stash van Huggies en dan sit soos ook my dogtertjie en Huggies werk nie saam nie. So ek stem 100% saam met dit. En selfs met klere, soos met my en Shanay, dan is ons in Kanada, dan is ons in Suid-Afrika, maar jy beplan soos okay, as sy 6 maande oud is, gaan dit winter hier wees en dan sê soos van hoorie maar ons het nou kom kuier hierso. So nou oorvrek, ons kort 'n nuwe klere. Ja. So prys vir jouself met die klere. Ek het nou die dag iemand gesien wat gesê het soos ek weet nie of dit 'n Dis-Chem of Clicks wat dit doen nie, maar wat soos die doeke omruil. So sê nou maar jy het te veel van 'n size, kom ons sê nou maar 2, dan kan jy nou die pak invat, maar die ding is die admin even van dit. Soos ek sal eerder laat die pakdoeke nou maar net daar lê want om elke keer winkel toe te moet gaan en die pak te gaan omruil vir 'n ander size, daai admin is way te veel. En as jy met 'n newborn sit, is jy nie lus om te gaan doeke omruil nie. Een tip wat nou eintlik meer gefokus is op die man. Soos daar's hierdie stigma van die vrou met die kind grootmaak. Mans, lig jou boude van die sitplek af op en doen iets. Soos jy gaan jou vrou spaar, jy gaan jouself soveel drama spaar. Soos Shanay, hoeveel doeke het ek geruil voordat jy Malachi se eerste doek geruil het? Baie, want dis is die gadgets is anderste. So even in die hospitaal en even toe ek sy eerste doek traai ruil, toe vat ek, want ek weet nou nie soos heeltemal hoe dit werk nie en Bernd sê nee, jy vat hoe te lank en ek sê alright. So hy het regtig baie gehelp en dit het my baie rustiger gemaak want ek kon gesien het wat hy doen. En dieselfde met soos okay, jy het Nina se doeke ook geruil want ek was kind of nie met almal nie, maar ander gadgets ook. dis ook ander gadgets, Learning curve. maar soos hy dan nou weer sekere goeders gesien wat ek doen en dan hy dit gedoen. So jy leer by mekaar. Dit is nie net van soos okay, net die man moet doeke ruil of net die vrou moet doeke ruil nie. Julle is ek meen julle altyd die kind gemaak. Ja, ek dink soos ditjie traditional roles en hel bietjie. Dit is op die einde so fun want met 'n seentjie en ek seker baie mense gaan dit kan bevestig. Jy het net 'n sekere aantal tyd om 'n doek te ruil.
Man is 'n geskop en 'n gerol en gealles. Dogtertjies is 'n bietjie makliker meeste van die tyd, maar soos klim in, wees hands-on. Moenie die traditional roles doen van die vrou doen alles en jy gaan maar werk toe en kom terug en help nie regtig nie. Dit is soveel meer rewarding as 'n man om meer betrokke te wees. En help jou vrou want dan sy nie so uitgeput nie. Dis ja, as sy nie uitgeput is nie. As ons nou eerlik met mekaar moet wees, soos in vandag se tyd, soos dit is baie swaar veral in Suid-Afrika dat soos net die man werk, soos die man en die vrou het te werk. So die kans dat jou vrou ook moeg gewerk is en nog alles met die baba gedoen het deur die dag sê nou maar soos ja, dit is nie meer net 'n ding van soos net die man werk en die vrou jy is dalk op maternity leave, maar na dit, I mean, dan moet die vrou ook weer begin werk. Iemand het gevra, skop die dad instincts in of is dit 'n learn and grow as you go? Dis net iets wat die paas met antwoord, feel like. Wil jy eers antwoord of moet ek? Nee, gooi, ek dink. Ek dink dit is nie soos 'n ma se instink van okay, jy het amper of 'n touch vir dit of feel vir dit nie. Soos vir my met Malachi was dit soos van vrek, wat moet ek doen? So in die hospitaal, toe ek sy doeke moes raam, het ek die nurse ingeroep en gesê, hoor jy wys my. Toe ek hom moes swaardel, het ek gesê, leer my net gou. So het my 3 of 4 keer gewys, want ek is soos van, ek wil jullie reg doen. So vir my was nie net 'n ding van soos, okay, nee, dit kom natuurlik en ek kan dit net doen nie. Ek weet net hoe nie. Ja. En dit kan ook 'n geval wees vir ander paas waar hulle geweet het, maar soos wat ek aangegaan het, ek gemaklik geword daarmee en toe dit so 'n bietjie beter geword. Instink het ingekom vir as hy dalk per ongeluk wil afrol van iets af of val of dan sit soos jy krimp in spidey senses dan keer jy of jy vang hulle of ek het nie eendag so gesit met vriende en toe spoeg hy daarmee uit en hier vang ek jy daarmee en hulle almal so van wow. Ja. En dis ek is van dit kom natuurlik. Soos daai reaksietyd. Ek onthou toe ek het nog uit die badkamer gekom in die hospitaal en eintlik geweet Michael soos weet enigiets van babas af en ek kom uit sien ek hier het verkeerd geswaddel en ek moet sê ek was so bloody impressed geweest maar toe vind ek nog die tyd uit YouTube video's of iets gekyk of wat. TikTok is op ons Dit is so, jy kan daai voorbereiding doen. Ek was so net van soos okay, ek moet net voorbereid wees oor hoe ek vir Shanay kan ondersteun en soos net om nie uit te vreek in daai oomblik nie, want jy sien ons party mense het sterk reaksies en goed, maar myne was net soos van okay, laat ek kom net deur dit, ek sal leer soos wat mens gaan. Maar ek meen by all means as jy video's kan kyk en dit het gehelp. Ja, dit is ek great. moet sê toe ons by die huis gekom het en sy die eerste keer huil het ek nogals, ek weet nie, maar dit was asof my ma instink nie ingeskop het nie. Ek weet nie of dit net omdat ek nervus was nie, maar toe het Michael eintlik my half kalmeer en gesê, okay, kom ons soos half, dit gaan, ek wil sê soos elimineer wat fout is. So okay, dit is nie 'n doek nie, dit is nie sy's honger nie. So jy moes kind of soos daardie lead vat want ek was baie uitgestres. Ek voel hy het my half kalmeer en dit is die dad instinct wil ek sê of ek weet nie of dit net jou persoonlikheid nie. Partykeer is dit instink, partykeer is net 'n checklist van soos die ma's is moeg, die ma's het baie hormone, het baie emosies. En ons kan nie die moegheid verstaan nie. So ek en sy het ook 'n checklist gehad van 5 goedjies van okay, as hulle gebou, kry hulle koud, het hulle geëet, is daar 'n doek. En dan volgens dit gegaan. So ek persoonlik het nie die video's gekyk nie, net omdat dit my uitgestres het van soos okay, nee, flip it. Net nou werk ek nie met my kind nie, dan flik soos dit. So ek was laat die nurse my wys en dan kan ek just go with it. So ek dink daar is verskillende approaches. Maar ek dink dit is iets wat ma's en pa's 'n tip van kan vat, is soos in die hospitaal vra die nurses vir, soos ek het vir Shanay ook al gesê, ek het aan die begin wou ek nie vir hulp vra nie, want ek het gevoel soos 'n slegte ma, omdat ek nie gevoel het ek weet presies wat om te doen nie. Soos haar neusie was toe of sy het gehuk of iets, ek kan nie onthou nie. En ek het 'n sleg gevoel om die nurse te vra, wat doen ek? Soos ek het al hierdie goed in my hospitaalsak, maar ek weet nie wat om te gebruik nie. Toe die nurse die Telamendruppels uitgehaal en vir gegee, ek het nie eers geweet waarvoor Telamendruppels is nie. Maar dit kom net daarop neer soos jy moet vir hulp vra en dis okay om vir hulp te vra. Die een ding wat ek wel moet sê is nee, die een ding wat die nurses my gewys het is soos hoe om vir kyk te bad. En omdat hulle my gewys het, is ek die een wat al bad.
En dit is soos in die lekkerste gedeelte van my dag. Ek moet I sê, love it. soos dit was nogals vir my soos 'n weird plek om te wees waar hy vir my moes wys hoe om op te pad. Dis ek is my eie iemand moet weet om hierdie te doen. So dit maar dit was oulik. Okay, ja, nee, ek dink dit is 'n goeie segue eintlik in ons volgende vraag. So as hy vir ons lees. Hoe het jy as man jou vrou ondersteun deur die postpartum period? Ek dink vir my postpartum was Dit is wanneer man. Postpartum beteken Na na geboorte. geboorte. O, Is so die feit dat toe jy nie ons eens nou weet wat postpartum is nie. Dis toe ons net so terug hier so by die huis is. Ja. Okay. maar selfs in die hospitaal. Ja, ewen in die hospitaal. Ek dink vir my was dit bietjie makliker want ek kon sien hoe die Shanay kon net sekere goed gedoen het en goed. So ek wil net dat sy so min as moontlik gedoen het en ek wou seker gemaak het sy het goed om te eet, goed om te drink. So ek dink maar net heeltyd ingecheck en iets kleins soos heeltyd die doeke geruil het. Dit was nie 'n ding van soos okay, sy mag nooit 'n doek ruil of dit was net soos van hoorie, laat sy net eers fokus op recovery. So ons het deur 'n groot ding gewees. Ek dink kommunikasie is belangrik want ek kon vir Shanay gevra het, hoorie, wat het jy van my af nodig? Ja. Soos het jy hulp nodig nodig om te stort? Het jy nuwe klere nodig? Het jy verskillende ander kosdop nodig? En Shanay was baie goed om vir my te kan kommunikeer wat het sy nodig sonder om misslik te wees of enige so iets. So ek dink dit was nogal goed geweest. Is daar enigiets wat vir jou uitgestaan het wat Bernard gedoen het wat baie soos helpful was? Daar's twee goed wat ek wil sê. Mhm. Okay, net om aan te las by jou van soos ek was goed vir hulp vra. Is vrouens, mans kan nie jou brein lees nie. So Oh as man. so as jy gaan soos in die bed lê na jou keiser en wag dat hy vir jou kos bring of wat ook al, maar jy vra nie vir hom hoorie of kom ons sê byvoorbeeld jy wag vir hom vir jou tee te bring, maar hy bring eintlik net vir jou sap. Verstaan, soos sê vir hom jy soek tee, jy wil nie sap hê nie. Ja. As jy wil hulp of as jy hulp nodig het vir met 'n stort, vra vir hom hoe jy help my met stort of wat ook al. En dit is net so 'n groot change vir hom ook. Ek dink wat Bernard gedoen het is die doeke ruil. Soos dit was vir my 'n groot ding want veral soos ek weet hier in Suid-Afrika werk dit anders, maar Bernard kon by my geslaap het soos die hele tyd. So net hy wat soos opstaan in die doekruil dat ek nie uit die bed het hoef te klim nie of soos ek het minimaal beweeg in die hospitaal. Dit was 'n groot hulp en ewen by die huis ook. Soos met die is veral soos met Malachi, met Nina het ek geborsvoed, maar met Malachi was dit ek het gepomp en 'n bottel gegee sodat hy onder toe gegaan het, die melk uit die yskas uit gaan haal het, die bottels gewas het, bottelhommer wat ook al. So dit het baie gehelp dat hy dit gedoen het en ek het nie nodig gehad om dit te doen nie. Kyk, wat ek nogal is toe in die hospitaal, ek kon ons nou nie waar geslaap het nie. So ek het soos hulle het ons daarom laat toe 12 uur, ek kon bly tot 12 uur aan. So toe slaap ek sommer in die parking lot sodat ek die volgende oggend daar kan wees. So toe hulle oop maak, dis ek daar so. Hoe laat mag jy ingegaan het? 8 uur. Ja, So ek het maar kyk gister want ons was mos soos Hy het letterlik, ek wil net sê hy het bietjie koud gekry en toe hy was kyk as 'n kombersie in die maar ek troos myself want ek het ergens dit die dag het gesien nee, ons was 'n bers in die kar, so ek gaan dit sommer gebruik. Kom ek aan daar so flippend kombersie. Vang ek my K-way baadjie. Ek trek ek hom agterste vooraan en die sponsor ons asseblief. asseblief. Maar trek ek hom so agterste vooraan, laat die zip soos nou daai kant van by my rug moet wees. En toe slaap ek so, maar ek moet sê kyk ek het soos 'n blok geslaap. Eerste en ek het lekker geslaap. Wat ek toe ons nou terug is, wat ek gedoen het is, ek het een keer die was goed gewas. Ek moet sê dit was want ek weet jy ek dink ek het soos dit was 'n afdag vir my gewees en toe ek uit die kamer kom en die wasgoed is opgehang, toe dit het my soos dit was soos 'n breath of fresh air ek moet sê. Ja, so dit en ek het vir Anke die eetplan voorgegee en gesê luister, soos ons moet begin oefen. Nee, maar die Jy het ding net een keer wasgoed gewas vir hom weet te onthou hoe om wasgoed te was en ja, masjien soos te jy wys moenie en vergeet die van hierdie. Yes. Maar nee, ek met Anke se gaan was dit nou vir my bietjie anderste. As sy het beweeg, sy het nie stil. Soos ek is by die werk en sien ek op TikTok of Instagram of wat ook al, is sy besig om flipping stoele. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer as ek Anke se video's kyk dan sê ek soos Anke.
Kom as jy nie in die bed nie. En voordat jy gekraam het ek nie weer gesê Anke bly in die bed nie. Nee, ek So met Anke se dit was vir my baie soos 'n yesterday. Okay, dan probeer ek iets doen maar dit's soos nee, sy go soos en daar's inteendeel soos daar's nie veel wat ek kan doen nie want sy is heeltyd besig met die goed. Dan probeer ek soos hoor hier rustig. Ek moet sê, soos as ek moet sê wat vir my soos baie beteken het aan die begin as ek geborsvoed het, veral deur die aand wat sy nog baie gereeld wakker geword het en ek flippend moeg was, dan was daar 'n paar aande wat sy soos gedrink het en dan sukkel ek super lank om haar winde uit te haal of ek sukkel super lank om haar weer aan die slaap te kry en dan kyk van die begin af het ek eintlik gesê soos Michael hoef nie deur die nag op te staan nie want ek borsvoed anyway. Maar dan was daar kere wat ek net nie meer kon wakker sit en winde uithaal nie, dan het ek hom nou maar wakker gemaak en gesê hoor asseblief help my net, soos ek kan nie meer wakker sit nie. Dan sou hy haar gevat het en haar rustig gekry het of haar winde uitgehaal het en ek moet sê dit het baie gehelp. So as ek hom nie hoe wakker te gemaak het nie, het ek nie, maar as ek het, dan was hy meer as bereid om soos haar winde te sit en uithaal, want dan kan ek net nie meer soos regop sit of ek is net soos doodmoeg, so ja. Kyk, want ons hele ding was soos voor die tyd het ek ook soos okay nee, as Anke wakker is, gaan ek wakker wees. Dan sal ek vir haar tee maak of wat ook al. Maar dan jy gaan dit soos 4 dae kan doen as jy gelukkig is en dan as jy doodmoeg. En dan gaan julle happerig wees met mekaar want jy sleep deprived of wat ook al. Nie vir my Engels praat nie. En dan Nie vir my Engels. Daai Afrikaans het eers Afrikaans. luister so. Maar so ons het toe van die begin af gesê is okay. Van sê maar 12 tot 6 die oggend, so 12 die aand tot 6 die oggend gaan Anke haar vat en ek gaan slaap. En dan die res van die tyd gaan ek dan nou kyk waar kan help en wat. Iets wat ek wel moet sê is van soos is al ek kan nie veel sê hoeveel keer dan soos die volgende so het sy geslaap want ek word nie en daar studies actually oor hierdie gedoen van soos 'n babietjie kan net sê en dan is die ma wakker. Maar 'n ritsel in die gras of blare dan is die man wakker. En Dis net met jou eerste kind. okay, cool. Okay, cool. Maar die ding is soos wat ek soos die volgende oggend wakker word. So ek het nie aand gaan slaap en die volgende oggend word ek wakker en sit soos okay, hoorie maar nee, Anke het al gebors. Dis soos hoe was hy ooit wakker in die aand? Hoorie maar net gou so op dit. So, So hy wil as jy jy- vir hulle 'n storie ek- vertel, ek 'n wil funny net- storie vertel. Wag. Wag, ek wil net sê, so my volgens my kennis slaap kan jy daar al van so 6 weke op deur. Nee, maar Wag, ons weet nog steeds, Kanina slaap al van 5 weke af die. 5 weke, ek sê van 2 weke. Ja. Hoorie nee, maar net so Ja, funny jy vind dit funny fantasties. side story. Shanay, wil jy hulle vertel hoekom mag ek nie meer magnesium drink in die aand nie? Ja, vertel. Okay, so Bernard mag nie meer magnesium drink nie, In want die aand. in die aand. Want magnesium help om jou 'n bietjie te laat slaap. Ja. Nee, veral as jy dit in die aand kry. Ja. En daar's al hoeveel keer wat soos ewen met Malakai as hy wakker word en dan het ek en Bernard nou soos 'n roetine van soos ek sal hom voer en soos winde uitvryf en maar dan moet ek pomp, maar dan gaan Bernard sy doek ruil en dan vir die slaap maak want ek is besig om te pomp. Ja. En dan maak ek vir Bernard wakker as ek soos Bernard, okay, jy kan sy doek ruil. Dan sit soos flippend 10 minute later ons Bernard nog steeds nie wakker nie, want hy het magnesium gedrink. En met Nina, dan sal hy die weirdste goed kwytraak. En dan, wat het jy nou een keer gesê? Ek het maar is amper soos dit is amper soos sleep talking, soos Ja, wag, hy sê vir my, hoekom steel jy my pa se fiets? En ek is soos, ons bly in Kanada, ek ry nie fiets nie. So Maar dit nie koors. ja, ja, so dit is soos met die magnesium, dan as ek so diep in my sleep state, dan maak sy my wakker en dan kan ek nie lekker funksioneer nie. So either ek is besig om iets te doen, ek raak net aan die slaap, Ja. of ek is soos in droomland en nou het sy die gesprek met my en ek sê soos waarvan praat jy? Los die fiets uit. Hoe lyk die nag vir jou as man? Waarmee help jy deur die nag? Nou dit is iets wat ek sal sê soos ons van die begin af establish het is dis nie nodig vir Michael om wakker te sit elke keer as ek nou moet borsvoed nie. Daar is geen nut daarin vir ons albei om doodmoeg te wees deur die dag nie. En ook omdat ek op maternity leave is en by die huis is, soos kan ek rustig in die dag saam met haar middagslaapie vat of wat ook al. En nou is dit soos obviously soveel beter, soos
soos wat ek nou die laaste tyd nog een keer deur die nag wakker geword het, dit is vir my fyn, soos ek voel nog steeds uitgerus in die oggend, maar nou slaap sy deur, so nou is dit darm nie vir my of hom nodig om weer wakker te sit in die aand nie. So ja, maar ek weet nie, hoe was dit vir julle? Het jy ook alleen wakker gesit en borsvoed? Ek het, maar wat ek nogals waardeer van Bernard is, Bernard sal, veral soos nou, want Malachi slaap saam met ons nog in die bed. So, ek het die bed teen die muur geskuif sodat hy nie kan afrol nie. Maar wat my help is as Bernard, so hy staan in die aand op en hy bring Nina vir my. En dan sal ek haar borsvoed en soos gaan bære. En ja, hy sit selfs soos wat dummies in sit en wat ook al. Gewoonlik het ons mos nou 'n roetine met Malachi van soos hy moet in die kot slaap, maar as ons in die bed is en hy begin huil, dan kan hy saam met ons in die bed klim. So wat veral nou met 2 kinders is, ek sal vir Nina handle en Bernard as Malachi nou nog in die kot slaap en hy moet hom gaan haal, dan gaan haal hy hom. So dan handle hy vir Malachi en ek handle vir Nina. Okay. Is daar rede hoekom julle dit gedoen het wat Bernard nog steeds moet opstaan en soos mensie vir jou bring? Dis of werk, is dit net hoe dit Dis net nou, want soos partykeer dan slaap Malachi slaap nogal soos 'n wurmpie, so hy is soos all over. En dan so partykeer slaap hy in die middel soos tussen ons of partykeer slaap hy soos aan die kant. So die kere wat hy dan net soos in die middel slaap, dan moet ek nou, want dan slaap ek teen die muur. So dan moet ek nou oor almal klim. En dan ja, en ek Malachi sal baie soos hy wil baie by my wees en ek moet hom snakkel en al. So ek is nog steeds wakker. So as Nina nou, dan's Bernard net nader om gou haar dummy in te sit. Want as hy in die middel van die aand wakker word, dan is dit eintlik net haar dummy. Maar as dit nou so 4 uur, 5 uur is, dan weet ek nou, okay, sy is honger. So, maar partykeer as ek dan nou, as Bernard baie moeg is of wat ook al, sal ek opstaan en dan gaan haal. Ja, ek dink ook het verskil van tyd tot tyd en ook of jy 1 kind of 2 kinders het. Want soos met Malachi het ons gesê, weet jy wat, dit help nie, so hy is doodmoeg en dan struggle sy om te cope deur die dag in haar maternity leave nie. So hoe ook al ek kan help, ek gaan hom so moeg te wees. As ek nou 'n groot meeting het voor werk, dan sê ek, hoorie Shanay, ons moet net gou hierso coördinate, laat ons net ek kort goeie slaap vir jy. Maar verder is ek soos, as ek kan help, dis om 'n halfuur gou op te staan of 'n uurtjie of wat ook al, dis 'n opoffering wat ek maak as dit daar gaan help. Maar dit verander soos wat mense aangaan, want die kinders kort ook meer aandag of minder aandag. So ek dink dis maar hoe ons gaan maar gevoel. Ja. Ek dink soos met 1 kind was dit makliker, want soos jy sê, soos wat jy saam met Kyra kan gaan nap wanneer soos my boetie by die werk is of wat ook al. Maar met 2 kinders is dit half bietjie meer challenging, want hy gaan slaap Malachi, maar Nina is wakker of Nina slaap maar dan's Malachi wakker. So jy kan nie altyd net ek kan nie altyd net gaan nap en so dan is ek soos as ek die hele aand wakker nie is. so jou aan sit. As ek die hele aand wakker is en ek is die hele dag wakker, so dan raak dit challenge. Ja, dit maak sin. Hierdie is nou heeltemal in 'n bietjie van 'n ander rigting, bietjie meer trouvragies. So kom ons kyk hoe vinnig ons dit kan antwoord. Sal jy sê dat dit 100% die moeite werd is om jong te trou? Ja. Ek sê ook ja. Definitief. Ek sou jonger getroud as ek kon. Ja. Dankie dat jy my weggevat het. Sê dit nie weer. Ek sou jonger getroud as ek kon. Baie mense sê soos nee, weet jy, moenie so vroeg trou nie, gaan lewe wees jonk, wat. Maar dis soos of ek sal sê jou beste jare. Nou, hoekom wil jy nie jou beste jare is om met jou beste jongies spandeer nie? Hoekom wil jy eers as jy nou soos verstaan, dit is soos vir my half om af te tree en geld te hê as jy 65 is, wat jy nie eers 'n Lamborghini kan gebruik nie, weet. My rede vir jong trou is of net my rede. En voordeel daarvan is, nou begin jy net met jou lewe. So jy figure nog dinge uit. Dis beter om dit saam uit te figure in plaas van dat jy nou eers goed gaan uitfigure en dan trou jy en hulle doen goed heeltemal anders. Soos kouse. Ja, figure dit saam uit. Hoe jy jou kouse opvou, hoe jy jou koppies wegpak, hoe jy jou finansies doen. So as jy jonk trou, dan figure jy dit saam uit. So alles wat nuut is vir jou in die groot mens wêreld, figure jy saam uit. Ek het nog 'n grappie gemaak met Anke se ma om vir ons is nog op die stoep gesit en sê ek soos nog Anke, hoe voel jy dat jy op matriekvakansie ons honeymoon is? Ma het nie gedink is snaaks nie. Okay, hoe is dit om 'n jong mamma te wees rondom mense jou ouderdom? Ek moet sê ek het gedink dit gaan meer weird wees. Waar nou is dit nie eintlik, ek weet nie, dis net nie vir my 'n ding nie, ek maak dit nie 'n ding nie. Soos
eintlik kom ek nou agter dat mense my ouderdom wat rondom wie ek soos gedink het ek sou weird voel om 'n jong ma te wees, hulle begeer nou nie in 'n lelike manier wat ek sê hulle begeer die lewe wat ek het nie, maar soos hulle almal wil dit ook hê. Ek dink soos jy's obviously 'n ma, soos 'n jonger ma as wat ek is. Ek het op my eerste kind op 25, terwyl ek was net 25. So ek dink ons familie, ons vriende, soos almal het al kinders gehad, want veral met soos immigrasie, soos baie min mense immigreer op 20. So dit het ons 'n hele ruk gevat om soos ek sal sê vriende te kry wat ons ouderdom is. So al ons vriende was ouer en klaar het kinders gehad en wat ook al. So ja, ek dink nie selfs soos as ons soos in Suid-Afrika kom kuier het, soos ons vriende hierso het al kinders gehad het. So ek dink nie ek het daai beleef wat jy Maar ek dink dit begin meer algemeen raak in anyway vir mense om voor kinders te kry. Soos dit begin net meer algemeen raak en ek dink net solank as dit jy nie 'n ding van dit maak nie, dan is dit nie eintlik 'n ding nie. Soos jy ek dink net soos baie mense soos is baie soos klim in hulle kop oor dit, want soos ja, maar wat gaan ander mense nou dink? Verstaan soos en dis dieselfde met soos toe ons uitgevind het ons is swanger met Lina. Soos dit is nou baie soos personal, maar soos ons wou nie vir mense sê ons is swanger nie, want Bernard het nie werk gehad nie. So dis ons soos okay, maar wat dink ander mense van ons? Soos want ek kyk na ander mense wat nie werk het nie, as ek sê maar hoekom raak jy swanger as jy nie werk het en geld het nie. Maar ons is in dieselfde situasie en ja, ek het die Here het ons gat gered, maar dit het net so ek dink 'n mens moet net uit jou kop uitklim. Elke liewe kind is 'n blessing. Elke liewe kind is 'n geskenk en soos ja, die timing maak dalk nie vir jou sin nie, maar soos wat ons al gepraat het van soos my en jou timing. Soos ek het swanger geraak, Bernard het nie werk gehad nie en 2 maande later te vind ons uit jy swanger. So toe maak dit sin. Ja, ek dink mens moet net met die timing die Here vertrou. Nie nou gaan kry net random kinders nie. Soos ons situasie was 'n bietjie anders geweest, maar dit was die perfekte timing op die einde geweest. So ek dink baie mense het al na my gekyk en dink hulle, is dit haar kind, maar om eerlik met jou te wees, ek letterlik kan nie minder omgee nie. Soos ek is, soos ek gesê het, sy gee my nuwe purpose en dis al wat saak maak en ons is soos onvoorwaardelik lief vir en sy het letterlik ons lewe nuwe purpose kom gee. So ek dink, dit maak nie, dis al wat saak maak, is soos, Gisterand het Anka in die slaap gemaak en vir my gegee en ek het daar toe verder gehou, maar toe sit ek al, moet ek al nou nie al kort sit, ons moet nou gou dinge klaar maak en soos wat ek al neergesit het, toe word sy wakker. Ek weet julle wat, besef ek Bible kan nie vanaf, weet jy hoe pressurized is hy nou? Ek kan hoor hoe op sy senuwees is en hy kan nie korte storie vertel. Nee, maar nou het sy wakker geword, nee, en nou soos wat ek al neersit, nou kyk sy so vir my, maar sy soos jy kan sien sy is nog weer slaap en toe sy my sien, toe begin sy dadelik net smile. En soos dit, heersry, dit smel. Ek het nou die dag net nou Nee, toe tel ek net die koffie, maar sy is nog in 'n karstokkie langs my, want ek los hom nie in die kar nie, dankie gesê. En toe vat ek die koppies en toe ek so vir haar kyk, toe kyk sy net so op vir my en smile en dis hier 'n potblou oë wat in jou ceiling kruip. Michael se stories is nie kort en dis net vinniger. So, iemand het gevra, het Michael jou gevra om te trou of het julle dit eers discuss en saam besluit julle is gereed? En ek weet dit is verskillend, ons het nou 'n bietjie daaroor gepraat, maar dit is verskillend van, soos ek wil sê, couple tot couple. Vir my was dit soos ek het nooit saam met, soos ek het al 'n paar keer vir Michael gaan sê, luister, soos hierdie is die shape ring wat ek like, of ek sou vir hom foto's aanstuur, maar ek en hy het nooit gaan kyk na ringe, soos na die ring nie, as ek dit so kan sê. Want ek wou baie graag surprised gewees het. En ook as Hallo vriendin. Ja, maar ek my ring pas en dis ek baie sensitief oor dit, los my uit. Ek is besig om daaraan te werk, maar anyway, so vir ons en ook ek wou surprised gewees het met my ring, met die verloofring en ek wou ook surprised gewees het oor wanneer dit gebeur, maar dit verander nie die feit dat ek om heeltyd bly kare het soos oor die wanneer gaan dit nou gebeur, maar ek wou nie die spesifieke datum geweet het nie. So ja, ek weet nie, hoe was dit vir julle? Ek wou surprised gewees het. Ja, ek wou ook surprised gewees het, maar obviously praat jy vooraf. Ja, verstaan, dis nou nie soos
julle date en dan iewers skielik vra die ou jou, "Ooh, wil jy trou?" En dan jy so verstaan. So ja, ek dink obviously praat jy voor die tyd en so sê die dinge en sulke goed so ja. Ja, dit is Wel, met die verloving en het jy saam gegaan en ons het die verloving en saam gekies, maar met die troue het ek jou O surprise ja, met jy's klere. reg. Ja, so want ek het my verloofring gesien en toe sê ek soos ek dis wat ek wil hê. En toe met die troue, want toe kon ons nie 'n bandjie kry wat by hom pas nie. En toe met die troue toe surprise Bernard my soos met 'n hele dit is ring baie en 'n spesiaal. verloving. Maar soos ek dink op die einde van die dag soos dit is tog iets waaroor jy praat, soos ek weet nie, ek voel as julle albei gereed is, dit is iets wat tog in gesprekke opkom. Ek het bly vir Michael vra wanneer gaan dit gebeur. So dis nie asof nie een van ons het geweet okay, dit is naby, maar ek het nie geweet spesifiek die dag wat dit gaan gebeur. Sy het gedink nog 2 jaar. Ja, en dan sou ek gegaan het. Sorry, ek sou netjies Ek gegaan. kon dan net in Kanada toe sy soos, hoekom is ek nog nie verloof nie? Sy's verloof. Baie mense het gedink soos Michael gaan my vra in Kanada om te trou. Ons ook. Rarig. Ek dink soos na die tyd het Michael my wel vertel, soos ek weet nie of was dit toe ons in Kanada was wat jy vir jou ma foto's van die verloofing gestuur het of wat jy vir gevra het oor die shape of iets. Dis my ma kan. O, toe, okay, never mind. Maar ook omdat jy dat julle wou immigreer en toe bly ons nog in die apartment toe toe sou julle moes daai 1 Desember, wel, julle sou in Desember of Januarie of wat ook al geïmmigreer het vir jou om die swattings te begin. Ja. Toe het ons soos gesê ons gaan ons het hierdie hele plan uitgefigure van wel daar's 2, either jy vra om te trou bo op ons dak of by die Lake Louise en Wat ek weet nie van dit nie. ja, surprise. Net te koop ek 'n drink. Die dreine is nog 'n sensitiewe saak, hy het hom in die seën gevlieg. Ja, Op die ons- dag Op 'n honeymoon. Wat het julle die meeste verras oor die huwelik? Security. Liefde is werk, dis nie 'n gevoel nie. Wat? Liefde is werk, dis nie 'n gevoel nie. Ja, dis waar. Ja. Verlief jy is hou ook nie vir altyd. Ja. Ons gaan nou vinnig rapid fire questions antwoord wat te doen het met verhoudings. Wie het eers gesê ek's lief vir jou? Gaan julle eers en dan gaan ons. Okay. Ek dink ek het. Ja. Jy het eers dit gesê en jy sê ek het dit nie teruggesê nie, maar ek kan nie dit onthou nie. Ja, Okay. sy het 'n shit dag gehad en toe antwoord sy my nie teruggeput nie. Wie het eers die ander een raak gesien? Wel, ek het definitief haar eers ook sien. Sy het my net, ek was invisible vir haar gewees in die begin. Wie? Ek dink Anke het my raak gesien, net om my ego te boost en toe het ek haar raak gesien toe gevra van nommer. Okay, so basically jy. Wie is meer romanties? Bernard. Hoe sê so? Want jy skryf soos briefietjies en goetertjies. Ek is nie goed met dit nie. Ek dink ook Michael's meer romanties as ons moet vat wie het al meer moeite gedoen om soos Valentynsdag soos rose en blaartjies en ja, dit is ja, Ja, mens kry nie meer romanties. Hy het sy pa se bakkie gesteel. Geleen. Okay, geleen voor Ja. hy lisensie gehad het om my blomme te bring. Wie raak eers kwaad in 'n kwaad nee, okay. Ja, wie raak eers kwaad na 'n argument? Nee. Ek. Nee, ons gaan nie dit. Anke. Michael hou op my foon lees. Bloody hell. Jesus is the opposition. Okay, wie sê eerste jammer, Michael? Ek. Wie is meer georganiseerd ek? Ek. Met in wat nou? Okay, wie praat die meeste? Bernard. Anke. Ek praat meer, ek sal sê. Wie is die snaakste? Sjanai. Anke. Michael snaaks as ek. Het jy geantwoord nie? Bernard. Wie vat die meeste plek op die bed? Kyra. Ons kan nie dit sê. Ja, obviously ek. Hoe ek dit sê? Behalwe Sjanai lees soos 'n seesterretjie. Ek is groter man. Ja, ek het Julle wag Melk hou van die meeste plek op die bed. Okay, wie eet die ander een se kos? Michael eet altyd my kos. Behalwe se tunas. Wie snork die meeste? Michael. Bernard. Ai, jy sê Behalwe as ek was. swanger is. Ja. Okay. Wie steel die kombers in die aand? Bernard. Sjanai Bernard. 100%. Bernard. Ek weet Bernard. nie. Michael, jy wil nooit onder die kombers wees, dis ek maar ek.
Dis Jou hoekom bal hy was nie ek- daar is. As ek per ongeluk die kombers net 'n bietjie vas lê. Sien as Bernard bo op die kombers lê, dan wil hy ek moet dit onder hom uittrek want dit is vir hom lekker. Dit is lekker. Kom sit. O, het jy vra? Ja. O, okay. O, okay. Okay, so julle het nou 'n dogtertjie. Wat is die ding wat julle die meeste verras het oor die dogtertjie? Hou dit kort. O. Onvoorwaardelike liefde. Okay, julle weer vir ons of vra. Jesus, moenie my so op die spot Nee, maar sien, laat ons eerder soos die want jy vra wat mense moet dink. Ons is nou in 'n roetine man. Okay, wag. Mens- Ons het systems gehad. Okay, ek wil net okay, ek sê Just- nog. Ja, sê net nog. Nog. Just more man. Wie eet in die geheim snacks? Shanae. Ek Ja. Michael, yes, toe ek swanger was, elke keer as ek met 'n bakpapie uitkom en sy sê, "Waar's myne?" Ja, ek het gedink ons gaan saam snack hierdie swangerskap, maar nee, gesond eet en oefen. Nee, ons is eintlik geen groot snackers nie. Behalwe Aldag, ja. nee man, man. Anyway, Sê jy wat lekker nou met 'n pakkie spickled eggs? Nou, dit was net omdat pa hartseer was omdat Michael al die speckled eggs van die koek af En voor dit, Ek was emosioneel. Okay. Wie mors die meeste wanneer hulle eet? Michael, Ja, yes, ek ek weet het nie, op 'n stadium was ek regtig soos ou, jy moet 'n borslamp of iets kry. Sê ek dink net een hemp wat nie al vet kol gekry het nie. Jy sê altyd net kolle op. Om af te sluit, kom ons elkeen gee letterlik 'n sinnetjie van raad wat jy sal gee vir jong getroudes. Outserve each other. ek wou dit nou net gesê. Ek sal sê hou nagmaal saam. Hou aan date. Kommunikasie. Ja, dis 'n goeie een. So Okay. leer om te kommunikeer. Alright, Tom. Okay, ons wil net vir julle sê dankie dat julle op ons podcast gekom het. Ek dink ons albei het baie enjoy. Dit was fun om julle hier te hê. Dit is baie lekker. Okay. Okay. 1 2 3. Nee, jy moet just look van gegonke. Okay. Cheers vir eers, dis koffie vir twee.